Altyd lekker om saam met jou te kuier en kyk nou net, hier is ons al in die middel van die week, tweede week van Januarie. Glo dat dit met jou goed gaan en ja, dit was 'n lekker warm dag hier in Pretoria. So vinnig 'n bytjie uitgeval en ewe skielik toe trek die lug weer oop en ek sien in Limpopo en Mpumalanga dele waar dit oorstroom. Dan is daar dele waar dit droog is, dan is daar dele waar diere vrek. En ons lewe in 'n tyd wat net die Here 'n werk kan doen. En ons vertrou God ook so in die gebiede waar dit so bitter nodig is. Vir jou wat ingeskakel is, baie welkom. Vir my Pastoor Stef, altyd lekker om saam met jou te kuier. Dag 4 op ons Daniel vas en glo dat dit met jou goed gaan en dat jy gereed is ook om te hoor wat die Here ook vir jou wil sê. En ek het soos in vanoggend terwyl ek besig is om deur hierdie boodskap te gaan, net weer eens besef, jy weet, God is vir my genoeg. En glo dat hy vir jou ook genoeg is. En in dit wat jy tekort kom, weet ek ook dat die Here daar besonder sal voorsien. Vader, ons wil vir baie dankie sê vir die voorreg om kinders van God genoem te kan word. Dankie vir die voorreg om net saam te kan kuier in die woord. En my gebed is, Here, dat U by hom en haar sal stil staan wat vanaand ingeskakel is en wat een of ander tyd na die boodskap luister. Omvou hom met U liefde, met U heerlikheid en met U krag, sodat hy en sy sal geniet en ervaar U guns en die teenwoordigheid en die voorsienigheid. Dankie dat U ons baie gelyk maak. Dankie dat ons bekommernisse by U kan kom neersit. Dankie dat ons vrese by voete neersit en weet dat U in beheer is. Here, daar is soveel behoefte, daar is soveel nood daar buite. En ons bid so dat U in die volheid hom en haar ook sal omvou met die krag en die heerlikheid. Dankie vir 'n oomblik soos hierdie. Dankie vir 'n afspraak soos hierdie. En my gebed is dat U haar en hom sal bedien en omvou en bekragtig met U Gees. Here, U genade is vir ons genoeg. Dankie vir 'n nuwe seisoen. Dankie dat ons in Januarie kan staan en opgewonde kan wees in U volheid en opgewonde kan wees in dit wat U instoor het. Bid so vir die kinders wat skool toe gegaan het. Voorsien aan hulle behoeftes, die begeertes van hulle harte. Here, raak hulle aan, dat hulle sal ervaar en beleef, ook so U guns, U teenwoordigheid en U beskerming. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons is by dag 4 en 'n mooi gedeelte in Jesaja 58 sê in vers 11, die Here sal jou gedurig lei en jou siel versadig in dorplekke. En ek glo dat jy in hierdie dag ook stil geword het en jy is op die Here gewag het, want om te volg sonder om alles te sien. Dis om jou vertroue in God se leiding te plaas. En te sê, ek gee dit vir U, al sien ek nie, al weet ek nie, al verstaan ek nie. My hoop is in U. Ons leef in 'n tyd waar mense sekerheid soek, antwoorde soek, waarborge soek en om te voel ek is in beheer. Sou jy inskakel en jy's nog nie op ons WhatsApp groepe om ons dagstukkies te ontvang, ons aandboodskappe te ontvang nie, my nommer verskyn op TikTok en ook so op Facebook en jy's meer as welkom om daai nommer te vat en WhatsApp met jou naam en van te stuur en ek laai op die groepe en so ontvang jy daagliks ons dagstukkies en ons aandboodskappe. Nou ja, ons wil in beheer wees. Ons wil graag weet wat hou môre in. En die Here wil hê ons moet op 'n plek wees om hom te vertrou. Onsekerheid in die onbekende, dis geloof. Maar God roep ons nie na sekerheid nie, maar hy roep jou en my om hom te kan vertrou, na sy vertroue.
om God se stem te hoor, is verseker genade. Om God te volg, is geloof. Ek wil vir jou sê dat die ware toetse van vertroue kom nie wanneer alles sin maak nie, maar wanneer God ons lei op paaie wat ons nie sou kies nie. En dit is om te sê, I surrender, om oor te kan gee, om God te kan vertrou. Ek wil jou 'n vraag vra. Sal ek God volg selfs al verstaan ek nie alles nie? Sal jy God volg? God vertrou en sy leiding, al sien jy nie Oktober maand nie, Junie maand nie, om dit oor te kan gee aan God. God se leiding is gedurig. Hy lei ons elke dag, dis nie sporadies nie. En as ek dit sê, moet jy hoor wat ek vir sê in Jesaja 50 sê in vers 11. Die Here sal jou gedurig deurlei. Gedurig deurlei. God lei nie net in groot oomblikke nie. Hy lei gedurig. Waar lei hy? Hy lei in wat ons gister by stil gestaan het, selfs in die tye wat ek en jy stil word en op God wag. Nou, God lei ons in daai stilte, in die wag. En natuurlik gaan hy jou en my lei in die onsekere van 2026 waar ek en jy nie weet wat hierdie maand, wat hierdie somer, hierdie herfs, hierdie winter, hierdie lente in stoor het nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ek wil vir jou sê dat in die onsekerheid, daar's God. Nou hier's 'n waarheid, en as ek dit sê, wil ek vir jou sê, God is meer aan jou en aan my toegewyd, as wat ek aan hom toegewyd is. En dink 'n bietjie, hy het sy woord, hy het sy seun, hy het vir ons alles gegee. Hy het die Heilige Gees vir jou gegee en vir my gegee. God is meer toegewyd aan jou pad as wat jy is. Hy gee jou en my die sekerheid. Psalm 32 sê in vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. God gee vir jou en my 'n weg. God se leiding vereis sensitiwiteit. En as ek sê sensitiwiteit, dan vra dit dat ek en jy nie haastig sal wees nie. Want stilte is nie God se afwesigheid nie. Dit is dikwels sy werktyd en plek in my lewe en in jou lewe. En wanneer hy stil is, beteken dit nie dat hy jou alleen gelaat het nie. In my lewe sien ek die stilte dat God is besig. God is besig om met my te werk. God is ook besig met jou en my toekoms. So, God se leiding kom natuurlik sonder verduideliking, selde met verduideliking. Spreuke 3 sê in vers 5 en vers 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ons moet ons kop dingetjies uitredeneer. God gee gewoonlik die volgende stap. Hy gee nie die hele plan nie, maar hy vra ook wat ons nou al in hierdie laaste paar aande oor gesels het ook, dat ek 'n eerste stap moet neem. Dat ek ook in gereedheid moet wees en paraat moet wees en sensitief moet wees vir die Heilige Gees. Steun nie op jou eie insig nie. Nou, iemand sê dit haak vanaand, maar dit lyk by my of alles
100% is op Facebook en op TikTok. Dalk is dit maar net daar by jou, sorry, maar ek dink, daar's mense wat sê dit haak. Kom ons kyk dit 'n bietjie, ek wil tog nie julle moet dit uitmis, wat vanaand in stories nie. Hoe lyk Facebook? Kan ons net hoor, TikTok, hoe lyk dit? TikTok, Ivan sê 100% by hom. Terwyl ons wag vir terugvoering, Ursula, dankie, sy sê dis 100%. So Pretoria Oos, hulle is daar. So, as ek by hierdie gedeelte kyk, dan kom hy en hy sê, vertrou op die Here met jou hart, en steun nie op jou eie insig nie. So God gee gewoonlik die volgende stap, nie die hele plan nie. Dis waar vertroue lê. 2 Korintiërs 5 kom en hy sê in vers 7, want ons wandel, hoor wat sê hy, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So, luister na hierdie waarheid, dat vertroue begin waar verstaan eindig. Hoor jy wat ek sê? Vertroue. En nou moet jy hier hoor wat ek vir jou sê, begin waar verstaan eindig. So, soos 'n kind wat sy vader se hand vashou. Hy verstaan nie die pad nie, maar hy ken sy pa en hy hou sy pa vas. So, God lei ons soms deur dorp plekke en dalk vanaand waar jy sit, gaan jy dalk deur 'n koue woestyntydperk. God lei ons selfs deur dit. En hier kom hy en hy sê in Jesaja 58, hy sê, en jou siel versadig in dorpplekke. Dorpplekke beteken nie God is weg nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dit beteken dikwels net God is besig om aan jou en my te werk en ons te verdiep en in hierdie soeke en honger en vertroue en vas aan God, verdiep jou my geloof. Dis wat gebeur. Net hierdie, so hoor jy wat ek vir jou sê, dit beteken dikwels net God is besig om te werk aan jou en my. En hieruit van diepte plaas. Deuteronomium kom so mooi en hy sê in vers 2 in hoofstuk 8, om jou nederig te maak en jou te toets, om te weet wat in jou hart is. So God gebruik dorptye om afhanklikheid te bou. En nou wil ek vir jou sê, om oor te kan gee aan God, dit vra om oor te gee, om afhanklik te wees, om te sê, Here, ek gee dit vir u, en nou vertrou ek u. Natuurlik moet ek in ons kant bring. Moenie jou geloof meet aan gevoel nie. En moenie God se goedheid beoordeel op grond van jou omstandighede nie. Maak dit vir jou sin. Wat doen vertroue? Dit verander my innerlike wêreld, dit verander jou innerlike wêreld en die vrede van God, sê hy in Filippense 4 vers 6 en 7, sal julle harte bewaar. Ek wil dit herhaal, die vrede van God sal julle harte bewaar. Wanneer jy vertrou, wanneer ek vertrou, vrees verloor dan sy stem. Twyfel verloor dan sy krag en sy mag in jou lewe. En wat gebeur dan? Vrede
neem dan oor. Romeine 15 is so kragtig in vers 13, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur geloof. Nou hoor vanaand, vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Vrede is die teenwoordigheid van vertroue. Ek wil dit weer vir jou sê. En nou moet jy hoor, ons praat van om oor te gee dat God ons kan lei. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Daar sal altyd probleme wees. Jy en ek is nie gevrywaar as kinders van God van omstandighede en situasies en probleme nie. Maar vrede is die teenwoordigheid van vertroue. So as ons kyk na die Daniël vas as 'n herstel van vertroue, gaan lees Daniël 1. Daar vers 8 wat hy sê, Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig nie. So jy sien die vas gaan nie net oor kos nie, dit gaan oor jou beheer oorgee. Ek gee oor. So dit gaan nie oor, en dit stik elke aand probeer sê rondom die vas. Jy beïndruk God nie, jy trek nie God se kleed omdat jy nou nie eet nie. Dit gaan oor, wat ek al lankal gesê het, is ek soek sy teenwoordigheid, ek is ernstig. En dit gaan oor om oor te kan gee, to surrender. En juis in hierdie tyd wat ons in ons lewens vas, beteken dit dat ek, weet jy wat, ek gee oor. Ek vertrou U. As dit op jou blad haak, gaan uit en gaan maar net weer terug, dan sal dit reg wees. Wat sê ek vanaand vir jou? Gee jou planne, jou idees, gee dit bewuslik oor aan God. Ek weet nie hoe lyk die dingetjies wat haak in jou lewe en krap nie, maar ek wil vir jou uitnooi om by 'n plek te kan kom om bewuslik op 'n plek te kan kom om dit vir God te gee. Wat sê dit? Dit sê ek kies gehoorsaamheid bo gemaak. En daai vra baie van jou en my. Vertrou God vir 'n uitkoms, nie vir mense nie. Ons praat van lyding. Bly getrou in klein dinge. Psalm 37 kom en hy tref my so hard. Hy sê, werp jou weg op die Here en vertrou op hom. Werp jou weg op die Here en vertrou op hom. God vra nie dat jy alles moet verstaan nie. Hy vra dat jy hom sal volg. Dat jy hom vertrou. Dat jy geloof in hom plaas. Dat 2026 dit die bron sal wees. Dat jy net afhanklik van God sal wees. En nie in jou eie krag en in jou eie planne sal staat maak nie. Natuurlik seën God jou en my planne. Natuurlik as ons God in dit ken, sal God ons paai gelyk maak. God se beloftes, en ek wil vanaand vir jou sê, vandag, hierso, terwyl ek vandag sit, tref dit my tot hierdie Psalm lees, in vers 5, wat hy sê, werp jou weg op die Here en vertrou op hom. Dit sê vanaand, my huwelik, my finansies, my besigheid, my gesondheid, elke faset, vertrou ek op die Here. Ek werp dit by sy voete. Ek verstaan nie alles nie. Maar
hou nog steeds aan God vas. Dis nie te sê as dinge verkeerd loop, dat God my vergeet het nie. Vandag het ek en jy 'n uitnodiging wat aan ons gerig word, om jou hart weer vas te maak aan God se beloftes. Om te loop, al sien jy nie die hele pad nie. Om te vertrou dat God goed is. Selfs in dorpplekke. Selfs op moeilike areas. En nou kos dit vir my en jou om God te vertrou. Ek weet nie waar het jy leiding nodig, ek weet nie waar het jy misgetrap en waar gaan dit swaar nie, maar vanaand weet ek dat God met jou en met my praat, juis oor hierdie kragtige onderwerp wat ek vanaand met jou deel, rondom om God te vertrou en sy leiding. Abraham moes dit doen. Dawid moes dit doen. En dis kragtig. En vanaand wil ek graag hierdie sessie afsluit. Maar voor ek dit afsluit, het ons môre weer 'n sessie rond, of ons het môre ons Daniël vas en ons volg op elke dag. Ons gaan oor na ons volgende dag toe. En môre volhard ten spyte van storms. Daar's 'n verskil tussen vertrou en volhard. En ek gaan môre deur die dag iets deel. Ek weet nog nie of ek dit gaan plaas in 'n video formaat of dalk net die skrif nie. Maar daar's 'n verskil tussen volhard en vertrou. Vanaand se sessie het gegaan oor ek vertrou God se leiding. En môre volhard ek en jy in ons storms. En ons gaan bid dat die Here ons daardeur gaan help en krag gee. Hy sê in Galasiërs 6 in vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie verslap nie. Dis ons teks vir môre. So môre as jy vas, laat dit ook sommer tot jou hart spreek. Dink aan vandag, wat ons vertrou en oorgee met hoop in sy leiding. Môre se boodskap volhard. En ek glo God is besig om met jou te deel en met my te deel. Ek wil saam met jou bid en ek sien daar soveel behoefte, al is dit so juis in die begin van 'n nuwe jaar. Here, ons kies vandag om U te vertrou. Ons verstaan nie alles nie, maar ek weet U is goed. Ek weet U is naby. Dankie dat U ons lei vandag. Dankie dat U ons versadig, ons siele versadig, ons menswees versadig. Dankie dat ons kon hoor vanaand dat ons kan opstaan en loop in geloof en nie hoef te vrees nie. Dankie vir die leiding. Ons gee ons beheer, my planne, my vrese, alles oor aan U. Dankie Here, dat U tot ons spreek. Dankie dat ons in hierdie vas kan leer dat ons op U kan hoop. U vertrou met alles. Here, hier's 'n man en 'n vrou wat baie keer vashou en nie wil dit gaan nie. Maar vanaand, Here, kom ons almal en ons Here, ons vertrou U leiding. En nou sit ek my eie wil, my eie kragte by U voete neer. In Jesus se naam.
Amen. Dit was baie lekker geweest om saam met jou te kuier en glo dat dit met jou goed gaan. Ek het net nou so mushrooms opgesny en pepperdews en ek het vir my 'n lekker gereg gemaak en ek glo dat as jy die Daniel vas doen, dat jy vasbyt en dat jy weet in hierdie tyd jouself toewy om sy stem te hoor. Ek het gelukkig is Januarie spring in 'n paar opsigte in my tipe bedryf, bediening, maar stadig weg. So vir my is ek dankbaar vir tyd om stil te word. Tyd om af te sonder. Ek sal leer jou wat in die begin van hierdie jaar met skool, met kinders uit skool te gaan, met nuwe programme en boeke oortrek en weer na vakansie terug te kom om in te val by die vas. Ek vas omdat in my lewe ek vanaand die begeerte het dat 2026 hierdie een geseënde voorspoedige jaar sal wees. En daarom sit ek alles in om God te vertrou. Jy sal sien my nommer is op TikTok, Ivan plaas my nommer daar. Ek gaan hierdie boodskap nou ook save en jy kan weer na hom gaan kyk op Facebook as dit vir jou te veel gehaak het en dan natuurlik ook op TikTok gaan ek hom nou laai, so hy gaan daar ook wees. Gaan kyk net by Pastoor Stef, dink op TikTok het ek so oor die 50,000 followers, daar is baie fake accounts. Ons het een Pastoor Stef account op TikTok en hy het so plus minus ongeveer, ek dink 55 of 56,000 followers. En dan staan ons nou bykans op 97,000 followers op Facebook. So die ander accounts, ek het 'n Stefan Pieter se Facebook account, my private account, hy het so 13,000 followers. Al die ander is sommer net, jy weet, Abdul daar van Pakistan. So pas op. Ek sal nie vir jou wil voorstel aan 'n maklike geldmaak skema om vinnig uit jou moeilikheid uit te kom nie. Ek gaan ook nie 'n friend request vir jou stuur en graag wil chit-chat nie. Ek het my WhatsApp groepe en daarop kan jy kom deur om my nommer te vat en jou naam en van te stuur. Ek sê vir jou nommer, ek laai jy daarop waar jy soos vanaand se boodskap in 'n PDF formaat kry wat jy kan op Bybelstudie gaan doen. En dan kry jy ook deur die dag my dagstukkies wat dan geplaas word ook so op ons WhatsApp groepe. YouTube ook Pastoor Stef, daar is so 1300 followers. Lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier. Ek sien uit om môre aan saam met te kuier. Soete nagrus en baie blessings vir jou. Goedheid en guns. God bless.